Goeiemôre geliefde kind van die Here, ek groet vir jou in die kragtige naam van Jesus Christus. En ek hoop jy het 'n geseënde naweek gehad. Dis maandagooggend, nuwe week, nuwe uitdagings. Maar ons weet ons is tot alles in staat deur Jesus wat vir ons die krag gee. Ag, in hierdie week wil ek net so 'n bietjie deel oor die tema van eenheid. Eenheid. Weet ons lees in die woord van God dat niks gebeur sonder eenheid nie. In Genesis kom die mense met mekaar en sê, kom ons maak vir onsself 'n naam. Want ons bou hierdie massiewe toring wat ons self kan vat tot in die hemel. Ons het die God nodig nie, ons sal dit self doen. En God sê, en hy kyk af na die mense en hy sê, jy weet, hulle is eendragtig saam, hulle het dieselfde taal, en hulle sal bereik wat hulle wil. So God gee vir elkeen 'n verskillende taal, vir elkeen nie, maar hy deel hulle so op in hulle verskillende taal, en ewesklik verstaan hulle nie mekaar nie. Hulle kan nie kommunikeer nie, en daar bekom verdeeldheid in. En elkeen gaan sy eie rigting. En dan lees ons weer in Handelinge, weet na die hemelvaart, ons is nou in elk geval besig om voor te berei in vir die Pinksterdag, en ons het hierdie week ons Pinksterdienste, en dis hoekom ek ook oor hierdie topik van eenheid wil gedeel. Want hoor die volgende, weet, Jesus sê vir die disippels, net voor hy opvaar na die hemel, bly in Jerusalem, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En dan lees ons verder, hulle was in die boventrek, en hulle het eendragtig saam gebid, en ewe skielik word die plek geskit, en tonge van vuur kom daal op hulle neer, en hulle word gevul met die Heilige Gees. En hulle gaan uit, en hulle het hierdie kragtige getuies vir die hele wêreld amper omkeer. Daar's eenheid, daar's eenheid. So waar eenheid is, daar's krag, daar's verandering. Weet, en ek wil vir ons 'n gedeelte lees, want die vyand love it. Hy wil verdeeldheid bring. Verdeeldheid tussen man en vrou in 'n huwelik. Verdeeldheid tussen ouers en kinders, en die kinders wat die ouers aan mekaar afsmeer en verdeeldheid wil bring. Verdeeldheid tussen werknemer en werkgewer. Verdeeldheid tussen politieke partye, verdeeldheid tussen ras, verdeeldheid tussen geslagte, man, vrou. En die vyand weet waar verdeeldheid is, daar wen hy. En ek wil vir ons die volgende gedeelte lees. Ekskuus as ek nou so afbuk, ek wil net gou die woord van God kry. En hy sê in Matteus 12, weet, Jesus het 'n duiwelbesetene genees, en die Fariseërs sê dis deur Beelzebul dat hy die demone uitdryf. En in vers 24 vers 25 sê Jesus, maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeel is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie staande bly nie. My broer, my suster, en ons gaan hierdie week kamp op hierdie vers, ons gaan van verskillende hoeke af bekyk en kyk waar ons kan uitkom. Maar die woord van God sê, as daar verdeeldheid is in 'n koninkryk, in 'n huis, kan dit nie staande bly nie. Dit kan nie staande bly nie. En die vyand weet dit, en dis hoekom hy so fokus op verdeeldheid. Weet, ek wil vir jou vanoggend vra, net so ter inleiding, wanneer daar nie saamgestem word met jou opinie nie, wanneer jou voorstel nie aanvaar word nie, wanneer jy nie gekies word nie, wat gebeur in jou hart? Gebeur daar hierdie ding dat jy jouself sê, ek staan terug. Ek wil nie regtig betrokke wees, ek gaan nie my alles gee nie. Ek neem maar op aanstoot. Want dis wat gebeur. Dan in ons hart is daar klaar verdeeldheid, in ons hart staan ons klaar weg. Weet, en ek wil vir ons afsluit vanoggend met hierdie gedeelte. Weet, en ek wil hê regtig waar ons harte toets in hierdie storie. Romeine 12 vanaf vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevalle en volmaakte wil van God is. Hoor nou hier, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat julle nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarom moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. My broer, my suster, God sê jy is deel van 'n liggaam. Wanneer jy hom aanneem, is jy deel van die liggaam, nie verskillende liggame in een liggaam, verskillende lede, verskillende dele, verskillende werkinge, een liggaam. Maar weet, baie keer wil ons vir onsself meer dink, en dink ek is belangriker, my titel is belangriker, dit wat ek doen is belangriker, en ons plaas onsself op hierdie pedestal, of ons verwag ons is belangriker. In die hele tyd sê Jesus in sy woord,
Word soos 'n kindjie. Hy wat wil voorloop met almal se diensknegt wees. Vat die agterste sitplek en wanneer hulle jou vorentoe roep, dan sal jy eer ontvang. Eerder as dat jy voor gaan sit en iemand jaag jou weg. Maar ons ingesteldheid is oor onsself. Oor onsself. En baie keer wil ons die koninkryk van God so draai, dat ons dalk God wil gebruik vir ons eie koninkryk. En weet, as daar verskillende koninkryke is, kan dit nie staande bly nie. Daar's verdeeldheid. Ons eie eer, ons eie voordeel. Kom ons buig die hoofde. Hemelvader, terwyl ons hierdie week ingaan, wil ek vra dat U net eenheid in ons harte sal opwek, eenheid wat die Heilige Gees bewerkstellig, eenheid wat ons nie kan bring nie. Vader, en ek wil nou bid dat U met ons harte sal deel, dat ons sal besef waar ons so ingetrek word deur die vyand, dit wat ons gevange hou, dit wat skeiding bring, Here, dat U sal kom, dat U die perfekte idee en gedagte wat U vir ons het, na vore sal bring, ons plek, ons roeping, ons doel. Here, dat ons nie met mekaar sal vergelyk nie, want dit wat U van ons verwag. Bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde maandag hê, geliefdes.